loof en prys die Here. Kom ons sluit gou ons. Here, baie dankie dat ons net vanmôre weer kan stilgaan. Dat ons ons hande kan ophef en sê, U is groot, U is almagtig en daar is niemand soos U nie. Here, dankie dat ons vanmôre U kan loof en prys vir wie U is. Dankie dat ons vanmôre U Heilige Gees kan welkom net in hierdie plek vanmôre. Heilige Gees, sal U by elke verrigting stil staan, by elke persoon stil staan vanmôre en elke hart aanraak vanmôre. Die woord aanraak vanmôre. En mag elke item, elke woord, elke sang tot lof en aanbidding wees van U. Mag dit 'n aangename geur wees vanmôre, dat alles wat ons doen hier sal opgaan na U toe, my God. Mag dit U aanvaar, want dit is ons offer, vir wie en wat U is. Here, ons kan nie U grootheid beskryf vanmôre nie, want hoe groot is U? En wie is ons as die mens, dat U eers net aan ons dink? Dankie, Here, vir hierdie dag wat U vir ons gegee het, dat ons hier kan wees, vir die woord wat U vir die prediker gegee het. Dat U sy mond sal aanraak op vanmôre vir dit wat hy bring vir ons uit die altaar uit, Here. Ons eer U, my God, want daar is niemand soos U nie. Amen. Amen. Ons kan gaan vir ons sitplekke inneem. Het is lekker om terug te wees in die huis van die Here. Is julle bly om hier te wees vanmôre? Ons het 'n aangename tyd gehad verlede naweek by God's Carol Women. So dit was nie die weggeraak nie, ons gestil. Dit was heerlik geweest daar saam met die vroue om die Here se naam groot te maak en om ook net bietjie te gaan ontvang. So vanoggend is 'n baie spesiale dag. Ek het gehoor dat Tannie Annelies, Tannie Liefie, kan jy vir ons gaan opstaan? En ek weet nie of net Els wat hier is vanmôre nie. Ons wil vir julle net sê baie geluk. Baie geluk met julle verjaarsdag. Matteus 20 wil ek gou vir julle bring. Maar ek wil dit in die Engels gou vir julle lees, dis vers 28. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. Amen. Jesus het eerder bedien as om gebedien te word. En die stukkie wat vanmôre vir my uitstaan is dat net hy het gekom as mens en kom bedien. Te serve. Wat doen ek en jy? Sien mense daar buite dat ons Christene is, of moet ons dit vir hulle sê? Dit wat ons spreek, dit wat ons sê, dit wat ons hoor, kan die mense daar buite die lig in jou sien skyn. Kan hulle sien dat jy 'n kind van die Here is? Want daar waar jy beweeg, wil die Here jou gebruik, wil hy jou aanraak. Dit maak nie saak waar dit is nie. Ek wil net gou vinnig vir julle vertel hoe goed die Here is en hoe hy jou wil gebruik, want ek sê tog, ek is 'n kind van die Here. So waar ek gaan, moet hulle dit kan sien. So by God's Carol Women staan ek en ons is besig met die praise and worship waar Roskelle betrokke by was. Dit was amazing geweest. En hulle het 'n uitnodiging gemaak vir vroue om vorentoe te kom en daar staan klomp vroue daarvoor. So ons staan in ons banke en hier's 'n vroutjie wat ek sien en sy staan en ek sien sy wil nie vorentoe gaan nie. En dis as my gees van die Here vir my sê sy net loop net tot by haar. En ek gaan tot by haar en ek vat haar om haar lyf en ek bedien haar so 'n bietjie. En ek sê vir haar, Jesus het jou lief. Net soos wat jy is. En weet julle, onthou, ons is 2500 vroue. So kyk net hoe werk die Here. Ek het 'n hemp aan wat ek eers nie sou aangetrek het nie, maar om 'n rede het die Here vir my gewys van daai hemp. Want ons moet tog vir die Here tot vra, Here, wat trek Here? Wat moet ek doen? Want daar's 'n rede soms hoekom. So ek het hierdie hemp aan wat sê by God is alles moontlik. En toe ek was op weg van haar af gegaan en ek sê vir haar, Jesus het jou baie lief. Sê haar dogter, mamma, kyk. En ek dog, wat is dit nou? Die meisietjie wys so na my hemp en sy sê, mamma, kyk. Sy draai haar ma so om. En agter op haar ma se nek getatoeëer staan, by God is alles moontlik. Hoe goed is die Here? Hoe vat hy 2500 vroue en hy wys jou, gaan bedien daai vrou vir 'n rede, want dit sou vandag vir daai vrou iets groot beteken.
Alle lof en alle eer gee ons die Here. Amen. Asai. Kom ons doen gou die afkondigings, want ons het 'n baie spesiale dag op vandag. Ons weet dat dit pastoor waarderingsdag is vandag en ons is bly om julle terug te hê, pastoor en Amanda. Dis lekker om julle weer op julle plekke te sien. Julle plekke was leeg, maar ons weet ook julle het 'n welverdiende vakansie agter die rug. Ons waardeer jou, pastoor. Hierdie is nou nie my gedeelte nie, maar ek wil net van my kant af ook sê, ons waardeer julle. Kan ons vir hulle lekker hande? Okay, so ons weet nou al die bidure is Dinsdagoggend 10:00, Woensdae aande om 7:00. En daar was al 'n spesiale versoek, die Golden Oldies, daar gaan blykbaar 'n groot bederf wees, die 13de November, dis eerskomende donderdag. Asseblief, julle moet almal registreer by die lyn. Dit is net 'n registrasiefooi wat julle moet betaal. Dit is maar net om te sê, ek wil graag daar wees. En ek het gehoor dat dit toch 'n lekker vis en chips wees. Wow. Kan ons hulle nie skryf, pastoor? Ek kan al by klinieke, ek kan al by En dan julle, die gemeentepiknik is die 29ste November, dis R70. Julle sal sien dat Melinda sit daar agter in die oggende en sy sal ook na diens beskikbaar wees. Sy het ook die kaartmasjien by haar, sou julle nog wil betaal. Dit gaan R70 wees. Die afsluitdatum is die 21ste November. Asseblief, kom ons gaan saam as 'n gemeente en ons geniet dit en ons nooi die familie saam om saam te gaan soontoe. En dan onthou ons ook Sondag, die laaste Sondag, 30ste November, gaan die dankofferdiens wees. Alle eer tot die Here vir dit. Ek wil net genoem, pastoor het gevra dat Maandag, eerskomende Maandag, die 10de November, gaan daar 'n doopklas wees. Dit gaan 18:30 wees, hier by die kerk. Pastoor sal verduidelik later ook meer oor dit, maar dit gaan oor die doop. So wie van ons is nog nie gedoop nie? Ons almal gedoop. Maar as jy iemand ken, want ek weet van iemand wat graag wil doop, nooi hulle hiernatoe en dan gaan pastoor gesels. Ek meen, ons moet gedoop word. Dis wat die woord van die Here tog ons vir ons sê, nee? Ons neem hom aan as ons verlosser en saligmaker en dan gaan ons deur die pad om te wys dat ons is ons nou 'n nuwe skepsel. Amen. Dit is nou genoeg van my kant af. Prys die Here. Ons gaan nou ons offerhande gou opneem en dan gaan ons aan met die spesiale dienste. Ons loof en prys die Here. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Ons maak die Here se naam groot. Ons dien God van wonders. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Kom ons sing lekker saam. Almal soek na liefde, almal soek na rus. Trek hulle terug na Jesus.
you for all your love. Thank you for who you are. Hallelujah. Yes, thank you. Praise the Lord. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All is gone before us, no one will believe. Sing the song of ages to the Lamb.
dit wat ons gesing het, U is die weg, die waarheid en die lewe. You are God, our Savior, God, our healer, our deliverer. Here ons kom na meer dit, oor ons lewens, oor ons vrienden se lewens, oor ons familie se. Want U is die God wat enigiets kan vermag. As ek vanmorgen kan ons sing dat You are holy forever, Lord. Regardless of where we are, You are holy forever. What we face, because You are always there. Hy is altyd daar. Hy is getrou. En al die lof en al die eer kom U te vermogen, Heer. Dankie vir die liefde en die genade, dat U ieder en elke ene wat in die kerk is vanmorgen, wat op online kyk, wat reg oor die wêreld kerk hou vanmorgen, sien U raak. En U geniet elke reuk, elke geur wat U van liefdesoffer ontvang, van ieder en elkeen. Want dis hoe groot en almagtig U is. En ons gee aan die lof, eer en dank daarvoor. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. Kom ons gee vir die Here lof. Met die verrigtinge wat ons het vanmorgen, die pastoorwaarderingsmaand wat dan by is, want vanmorgen is ons sosiale geleentheid. Dankie mekaar aan. Beetje starig, maar ons kom dan. Dis okay, man. Die 4x4 wil nie so lekker werk nie. Dis om olie. Goeiemôre almal. Môre ek nog nie gegroet het nie. Goeiemôre in die naam van Jesus. Dis die eerste van julle wat daai kant uitsmyt. Ons is hier van julle. Wat 'n spesiale dag. Wat 'n voorreg. Toe die pastoorswaarderingsdag laasmaand plaasvind, toe was ons pastoor op verlof. Maar ons kon dit nie net afstel nie. Maar ons het dit uitgestel. Want ons waardeer ons pastoore. En ons moet ons waardering aan hulle bewys. Pastoor Dion en pastoor Joachim sal julle altyd vorentoe kom. Ons het 'n redelike programmetjie vanmôre. Dat ek net voorlopig vir julle doen. Na pastoor Sia die woord gebring het. Moenie weghardloop of uitdagloop nie, want daar is nog nie item na sy preek. So bly sit, eers hulle daai item daar is, dan kan ons julle verdaag. Maar van my kant af en van die kerkraad se kant af, pastoor, ons waardeer jou. Ons is baie lief vir jou. Ons waardeer jou werke, sien jou werke, jou getrouheid, die woord van bediening wat jy vir ons bring, wat altyd gebind is in die waarheid van God se woord. Dit is ons stigting, dit is ons aanmoediging. En met 'n klein blykie van waardering wil ons die ietsie gee van die kerkraad en van die gemeente regio. Dankie pastoor, mag die Here jou vashou, jou bewaar en vul met krag elke dag. Dankie. Halleluja. Want ons het iets spesiaals vir jou. Ook ter waardering. Jy is wel afgetree, maar nie uit. Want in die bediening tree 'n pastoor nie af. Hy tree net uit. Maar sy bediening loop nog aan. En sy bediening is vir die seniors. Sonder hom weet ek nie wat ons nie sneer, ons gaan nie vir so'n chips sal kry. Maar dis wat jy jou van die seniors aan pastoor. En wat jy ook, die Here jou spaar, en jou kragtigheid, ook in daai bediening. Baie, baie dankie. Van die seniors. Ons het verskeie items van die verskillende groepe. Ons het 'n moedersvereniging, ons het 'n toneelspan, ons het sonndagskool, ons het 'n musiekspan, ons het daar's so baie.
elkeen geleentheid gee wat kom. En ons gaan volgens hierdie lysie wat ek opgestel het, by die moedersvereniging 'n oorhandiging doen aan pastoor Siel. En dan kon jy maar gestaan en sê, Pietri, dan die oorhandiging doen namens die moedersvereniging aan pastoor. Weet jy of jy woord kan sê? A love of God's word, a heart for His flock. You give of yourself, you stand on the rock. We appreciate. Dis maar iets kleins. Van die toneelspan. Oorhandiging. En ons gaan oproep vir ouma Marie en ouma Cookie. En so baie ou mense. Dat pastoor Jackie hoor. Pastoor Jackie kom saam asseblief. Alex is sweet for Porto. Van al die tyd uit van hulle kan sê. Ja. Ja, maar goed, jy kan goed. Ek weet jy kan daar op tot sonder die kiel, maar jy kan Pastoor, wat so baie vir ons gemeente beteken. En so baie het vir ons doen, die pad het gaan. En ons so dankbaar vir die Here, dat hy vir u vir ons gegee het. En mag pastoor nog veel en langer jare hier by ons wees. En baie dankie vir alles wat pastoor vir ons doen. En dankie vir die Here. Pastoor, nader. Jy wil minder sê, ja. Oké, jy sê, maak ek eers met oor van die goed doen. Hy nou nie van weer. En van die sondagskool, ons het kindertjies. Prachtige kindertjies. Oorhandig aan haar pastoor. Daar sy goeie twee groot seuns. En hierdie ouetjie kan die mic self afpas. Ja, Here. Hulle was goed. Ons was goed gedink vir iets wat so gedoen was vir want ons is liefde was goed en ons is dankbaar vir so alles wat ons gedoen het. So was voor die kerk. Afsy. Dankie Here. En ons gaan die musiekspan ook nou vra om te kom om 'n oorhandiging te doen. En na die musiekers van die oorhandiging gedoen het, gaan hulle dan 'n sakkie ook doen vir pastoor. En dan gaan pastoor vir ons die woord bring. En daarna die woord, dan gaan die dansers ook. Ons julle 3, 4. Yes, van my aan, hè? Karel staan jou van Ons is vol liefde. Amen. Ons gemeente is gebless. Amen. Ons is vir Jackie ook om te bederf. En manne, mag ek sê, jy moet asseblief met die dames dit doen, hè? Amen, hè? Amen. Is dit onderhandelbaar, okay?
vir julle liefde en julle ondersteuning, dat julle altyd daar is om te luister, ons gebless het, en die gemeente wat ons gebless het met nuwe tegnologie op hierdie jaar, ons is bevoorreg geseënd. Dankie vir die wysheid, die manier hoe bestuur die kerk bly, ons waardeer pastoor. Amen. Amen. When the night feels too cold
Well done, worship warriors. Trek die hartsnare en ek is so dankbaar. Ek wil vir ieder en elkeen van julle sê, baie dankie vir julle liefde. Dankie vir julle omgee en wie soos hy lied nou juis gesê het, sonder die Here kan ons dit nie doen nie. En ons het die Here in ons lewe nodig om ons leiding te gee, om ons as te ware aan die hand te vat en saam met ons die pad te stap. So uit my hart uit sê ek vir ieder en elkeen van julle baie dankie en mag die Here julle ook ryklik seën. Amen. Nou sê die woord van die Here, tydig en ontydig moet ons bereid wees om die woord van God met mekaar te deel. En ek het 'n gedagte by mekaar gesit vir vanmôre, want ek het geweet ons gaan 'n bietjie van die tyd opneem. En ek gaan nie lank besig hou nie. Na die boodskap gaan die lofdansers ook 'n item bring en dan sal ek vir ons afsluit. Maar gee my asseblief die geleentheid om net bietjie meer duidelikheid te gee rondom die doopklas. Ons doop 2 keer 'n jaar. Ons doop vroeg in die jaar en dan doop ons weer hier in Oktober maand, sodat almal 'n geleentheid kry, die besoekers, die nuwe lidmate wat by ons aansluit. En as jy nog nie groot gedoop was nie, dan gee ons vir jou daardie geleentheid om in gehoorsaamheid te doen dit wat die Here vir ons in sy woord sê om te doen. So môre aand om 6:30 is daar 'n doopklas. Dis waar jy die inligting gaan bekom, dis waar jy die besluit gaan maak om gehoorsaam te wees. En dan sal ons die doopdatum vir julle met julle bespreek en vir julle sê wanneer ons dan 'n doopdiens sal hou. So asseblief môre aand om 6:30 begin ons agter in die saal en ons behoort nie langer as 'n uur te wees nie. So asseblief as jy nog nie groot gedoop was nie. Onthou, baie van ons voel, ons was maar almal van ons in die NG op 'n stadium. Nou die NG gemeentes besprinkel jou as babietjie, maar dit is nie wat God se woord vir ons sê om te doen nie. Wanneer jy tot ware geloof kom, moet jy in gehoorsaamheid jouself laat doop. En dit is die onderdompeling waar jy as te ware 'n getuienis gee dat jy in Christus gesterf het en opgestaan het in 'n nuwe lewe. So ek herinner jy net môre aand om 6:30 hier by die kerk. Dan is dit ook Renet en Vol Liefde se verjaarsdag vandag. Nou, hulle dink ek het vergeet, maar gelukkig het ek baie mense wat my darm help onthou. Dis daarom so kosbaar. En ek wil net vir julle van my kant af sê baie geluk met julle verjaarsdag. Vol liefde, mag die Here jou ryklik seën, mag daar nog vir jou baie gesonde en vreugdevolle jare voorlê. En ons dank die Here dat hy julle nog 'n jaar vir ons gespaar het. Maar mag die Here julle ook die komende jaar seën met gesondheid en dat julle geseënd sal wees. Amen. Kom ons gee vir hulle hande dan. Dan wil ek graag vanmôre vra asseblief, ons dorpkas, die koskas is leeg. En daar is behoefte, daar is mense wat op die oomblik sukkel, wat ons probeer help vanuit die gemeente. En ek wil vra as jy asseblief vir ons nie bederfbare voedsel kan saambring, as die diens toe kom, dan sal ons net daai koskas van ons weer bietjie opvul, sodat ons daar waar daar behoefte is, daai behoefte kan aanspreek en help. So ek vra asseblief dat julle ons net daarin ook sal help. Dan wil ek net laaste gou iets sê oor die piknik. Ouens, asseblief kom deel saam met ons in daardie vreugdevolle dag. Dit is by Palm Villas en ons begin 10:00 die môre tot 2:00 die middag. Daar's lekker spitbraai wat vir ons opgedis word en ons word letterlik soos konings bedien op daardie môre. So asseblief bespreek jou kaartjie, daar is nog kaartjies beskikbaar. Jy kan net by Elsa of by Melinda daardie kaartjie bespreek. Die kerkraad dra meer as helfte van die koste.
So daarom is dit net R70 per persoon. Die res word gedra deur die kerkraad. Vir ons om ook vir julle dankie te sê, vir julle getroue ondersteuning en dat julle hier by ons voluit vir die Here lewe. So asseblief kom deel saam met ons in daardie môre. Amen. Nou bring dit ons by die gedagte vanmôre en ek gaan nou nie as sulks daaroor preek nie, want ek sê eintlik juis vanmôre dat hou op preek en wees 'n preek. Daar's 'n gesegde wat sê practice what you preach. Jy weet, en ek dink ons in vandag se gejaagde lewe vergeet ons wat heel eerste moet kom. En dit is jou kunskap en hoe jy dit uitlewe. Ek het nog altyd gesê, ek gaan eendag hier namaals met 'n rooi gesig voor die Here Jesus Christus staan, wanneer ek sien wie ek moes gewees het in Christus. Het jy al daaraan gedink? Die dag wat jy voor die Here staan, gaan jy sien wie jy moes wees. En daarom is dit my hartsbegeerte dat die Here my deur sy Gees sal lei, sodat ek meer en meer soos Jesus kan wees. Iemand het gesê, the difference between who you are and who you want to be is in what you do. Walt Disney het gesê, the way to get started is to quit talking and begin doing. En baie van ons sal vanmôre weet, daar waar jy kort val, daar waar jy nalat, wie bid die Here, vra die Here om jou te lei, soos daardie lied gesê het, jou by die hand neem en jou help, sodat jy 'n lig in hierdie donker wêreld kan wees. In 1976 was daar 'n spesiale Olimpiese spele in Seattle gehou gewees. En dit was vir persone met gestremdheid. En die een item wat baie hoog en altyd onthou sal word, was die 100 meter naloop, waar die seuns en dogters wat gestremd was, gaan gereed staan het, en toe daar die geweerskoot klap, het hulle op hulle eie manier daardie wedloop begin hardloop. En dadelik het een van die seuns geval, en hy het skreeuend gehuil. En almal het vir hom teruggekyk, en twee van die atlete het gestop, en omgedraai en na hierdie kind toe gegaan, en hom opgehelp, en hom afgestof, en hulle het saam ingehak, en daar die wedloop stap saam voltooi. En die hele skare mense was op hulle voete, en het van hulle hande geklap, en hulle net aangespoor om daar die wedloop klaar te maak. Nou wat het daar die skare op daardie dag gesien? Hulle het liefde in aksie gesien. En dit het so kragtige effek gehad op die gehoor of op die spectators, dat hulle almal nie anders kan of kon as om op te staan en hande te klap vir daardie drie nie. Die Here Jesus het vir sy disippels gesê in Johannes 13:35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dit is so belangrik dat ons altyd in liefde teenoor mekaar sal optree. Met ander woorde, as ons liefde deur ons dade wys, sal die wêreld notisie neem. Sal die wêreld heel moontlik opstaan en vir ons hande begin klap. In Lukas 22 lees ons waar Jesus vir Petrus en Johannes vooruitgestuur het om die Pasga-maaltyd gereed te gaan kry. Die kos was gaar, die tafels was gedek, en ek is seker die disippels het daar die waskom en fles water ook daar gesien en geweet. Want onthou, in daardie tyd was dit tradisie. Your transport was your feet.
En jy het myle en myle en myle geloop om iewers te kom. En dit was tradisie in daardie tyd dat jou voete, as jy by iemand aankom, dat jy jou voete kan was voordat jy aan die tafel aansit. Maar hulle gaan lê almal, want onthou hulle het ook nie regtig gesit nie. Die tafeltjies was laag as daar 'n tafeltjie was. En hulle het op die grond gelê en kuier terwyl hulle so 'n maaltyd sou gehou het. En so sien ons hulle gaan lê aan by daardie tafel, maar ek dink die disippels het effe ongemaklik gevoel. Want hulle het geweet dat kon niemand eers net Jesus se voete vir hom gewas het nie. Almal het geweet dit moet gedoen word, maar niemand het aangebied om dit te doen nie. Elkeen het maar gedink, ek gaan dit nie doen nie. Een van die ander moet dit maar doen. Klink amper soos partymal in die kerk. Ons dink ook baie keer, iemand anders sal dit maar doen. Ons ken nie al die details van daardie môre in die opperkamer nie, maar ons weet een ding wel. Niemand het opgestaan om daardie situasie te red nie. Maar toe het Jesus opgestaan. En Jesus begin om sy disippels se voete te was, en lees ons daarvan in Johannes 13 vers 4 en 5. En 'n hele paar van daardie disippels se monde het oopgehang om te sien dat die koning van die konings, die saligmaker en verlosser, homself verneder en hulle voete was. Petrus maak 'n uitspraak om te sê, Here, U gaan nie my voete was nie. Maar tog weet ons dat die Here gesê het, as ek jou nie was nie, sal jy die ewige lewe nie beerwe nie. Maar Jesus staan op en hy begin hulle voete was, en in plaas daarvan om vir hulle 'n lesing te gee oor hoe om diensbaar te wees, kom die Here Jesus en gee hy vir hulle 'n voorbeeld. Ons kan soveel lesse aanbied en soveel opleidings doen, ons kan blou raak in ons gesig, maar as ons nie die voorbeeld kan wees, wat die leiding neem en vir almal wys wat dit is om op te staan vir Jesus Christus nie. So ek wil vir u sê, hou op preek en wees 'n preek. Daar's 'n sê ding, mense gee nie om oor hoeveel jy weet, voordat hulle gesien het, hoeveel jy omgee nie. Daar was 'n behoefte. Almal kon daardie behoefte sien om daardie tafel. Maar Jesus was die enigste een wat iets daaromtrent gedoen het. Hy het sy boekleed om sy lyf vasgemaak en hulle voete gewas. Ons sien ook baie keer behoeftes raak. Hierdie mens het hulp nodig. Hierdie kind het dalk leiding nodig. Hierdie vriend het nodig om met iemand te praat, maar ons doen niks daaraan nie. Net soos die disippels, wag ons maar vir iemand anders om dit te doen. Maar Jesus gaan oor tot aksie. Verneder homself en was sy disippels se voete. En Jesus vra vir hulle in vers 12b die volgende, hy sê, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Jy sien die Here Jesus kom en lei ons as voorbeeld. Hy gaan ons voor deur voorbeelde na te laat. Dis die liefde van Christus wat in ons harte oor moet loop, sodat ons ook kan oorgaan tot aksie. Jy sien, dit is daardie liefde van Christus wat oorloop in jou hart, wat van jou 'n voetewasser sal maak. Sê die Here nie, hy wie die minste is, sal die meeste wees in sy koninkryk nie. Mag die Here ons oopmaak vir vuil voete.
en vir ons die hart gee om daar die voete te was. Onthou daar die rimpel effek. Verander 'n lewe en jy verander 'n familie. Verander 'n familie en jy verander 'n gemeenskap. Verander 'n gemeenskap en jy kan 'n stad verander. Deur een eenvoudige rimpel effek. Mag jy dan eendag onthou word vir die gewer, die diener en die voetewasser wat jy was. Dien is nie wat ek doen nie. 'n Dienskneg is wie ek is. Mag die Heilige Gees net hierdie gedagte by jou lewend hou en dat jy kan sien in jou doen en late waar jy is en wat die Here van ons verwag om te doen, sodat ons soos Jesus kan opstaan en doen en nie net verwag dat ander dit altyd moet doen nie. Ek wil vra dat ons almal net so sit en ons hoofde buig in hierdie gebed. Here, U het ons eerste hand kom wys wat dit beteken om te dien en om nederig te wees. Ek moet erken, daar's dikwels oomblikke wanneer ek verskoning soek om nie te doen nie. Kere waar ek dalk wag vir ander om eerder te dien. Soms is ek net eenvoudig lui, ander keer te selfsugtig en op myself gefokus. Ek bid, Here, maak my weer gewillig om weg te kyk van myself en om ander om my wat hulp nodig het te help en by te staan. Om ander op te bou en te motiveer en aan te spoor om goed te doen. Om eerder mense se lewens te vier as om naaiwerig te wees. Om bly te wees as ander bly is en net om stil saam met ander te wees as hulle hartseer is. Dat hulle weet dat ek omgee, ek is daar. Al is dit net met 'n skouer om op te huil, of 'n arm wat ek om iemand slaan. Help my om op te hou preek en praat oor dien, maar self die preek sal wees, in die manier waarop U my lewe wil lei. Laat dien nie iets wees wat ek doen nie, maar dienaar wees wie ek is. Help my om te begin dien by my huis, om my ma te dien, my ouers te dien, my vriende te dien, almal met wie my pad kruis te dien, soos U gedien het. Here, ons dra saam ons land ook aan U op. Ons bid dat U sal doen wat net U kan doen. Ons bid vir verandering in ons land. Ons bid vir vrede, vir veiligheid en vir vryheid. In Christus Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Baie dankie, kom ons gee vir ons lofdansers dan nou die geleentheid. Ja, inderdaad.
Halleluja. Loof die Here. Wie mag dit elkeen van ons hart begeerte wees? Here, ek kan nie en ek sal nie. Ek wil nie. Sonder U Gees. Halleluja. Dis die einde van ons diens. Staan net en ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Amen. Baie dankie.